up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Môre almal, julle moet my maar vergewe, maar hierdie kan ek nie net doen nie. Ek moet dit ongelukkig lees wat ek vir my pa geskryf het. Dankie aan almal wat vandag naby en ver gekom het om hierdie laaste eerbetoon aan my pa saam met ons te kom vier. Dit word opreg waardeer. My pa was die derde oudste van 10 kinders. Hulle was 7 broers en 3 susters. Op 'n jong ouderdom het my pa 'n vrou en ook 'n seun aan die dood afgestaan. En dit was soms baie moeilike tye. Papa het ook weer getrou en ek wil net baie dankie sê vir Tannie Etta en dat Tannie my pa deur al die jare lief gehad het, bygestaan het en altyd ondersteun het. My pa het as posman begin werk toe hy 16 was in Pietermaritzburg. Dis toe hulle nog by die huise die briewe gaan aflewer het en hy moes altyd daai vreeslike swaar possak dra. Hy het homself opgewerk in die poskantoor van Natal tot Transvaal en terug Natal toe en toe weer natuurlik Pretoria. Totdat hy in 1994 'n pakket gekry het en hy toe 'n ruk by Departement Welsyn gewerk het en daarna saam met Pieter gewerk in sy Vodacom Smartcool winkel in Gesina Pretoria. Tot 'n ruk na Pieter se oorlede is. Hy het daarna die winkel verkoop en hy en Tannie Etta het Hartenbos heuwels toe getrek. My pa was 'n man van min woorde, maar tog was sy woord altyd ter harte geneem. My pa se hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Hy was altyd daar om hand by te sit as iemand hulp nodig gehad het. Hy sou nooit nee sê om hulp aan enige iemand te verleen nie, hoe groot of hoe klein. So het ek my pa geken. Hy sou eerder homself tekort skiet om iemand anders te help. As ek so na almal kyk wat vandag hier teenwoordig is, kan ek sien hoe geliefd my pa was. Ek weet hier in Bronkhorstspruit was hy 'n geruime tyd betrokke by van die saalse reëlings en het hy daagliks met sy rooi fiets deur Goudpark gery. En ek glo, hy het hier en daar gestop vir 'n geselsie of 2 met enige iemand wat hy teëgekom het. Ek weet ook dat my pa nie so geliefd was in die jare toe hulle in Hartenbos was, waar hy weer meer as projekte aangepak het. My pa was soms die ouete huise Meals on Wheels. Hy het die bussie bestuur en die rolbaltannies op hulle toernooie gevat. As daar 'n geleentheid was vir 'n uitstappie of 2, plaaslik of Kaap toe, het hy almal rondgery. Soms het ek altyd gesê, as die wiele draai, was my pa eerste. Het sy na die KAKNK of Fliek toe. Hy het selfs gehelp by die kerk wanneer dit Kermstyd was en ook natuurlik by die verkiesings gehelp, om maar net 'n paar te noem. My pa was mal oor karre, enige kar. Sy kennis van karre was ongelooflik. In die vroeë jare het 'n vriend rallies gery en hy was altyd deel van die diensspan as die karre gebreek het. In die vroeë 80er jare het ons in Durban gebly. My oorlede broer was toe daai tyd in die weermag. Maar sy kar het gebreek. Toe besluit my pa, maar die kar moet reg. En wie moes help? Ek. So elke aand, as my pa van die werk af gekom het, dan het ons aan die kar gewerk, aan die engine, heeltemal oorgedoen. Dit was my pa. En soms, weet ek,
As ek mooi kan onthou, het hy altyd vir my in die raad gevra. My pa was ook 'n kragtige sportkyker. Hy het altyd vir die Sharks geskree. En dan sy gunsteling was natuurlik die Formule 1 en hy het die Ferrari span ondersteun. My pa was ook 'n baie groot muntversamelaar wat alles in datumvolgorde altyd bygehou het. Dan wil ek net sê, dankie vir die laaste 3 maande wat ek amper elke dag saam met papa kon spandeer. Ons dank ons Hemelse Vader dat hy papa so lank aan ons almal geleen het. Ekskuus, ek het enige geskiep. Ekskuus, waar is ek? Nee. Ekskuus. Ek het net hierdie goed in mekaar. Hou net gou hierdie vas. Ekskuus. Papa, daar is nie genoeg woorde om vandag te beskryf wat papa vir my en vir ons almal beteken het nie. Ons is dankbaar dat papa 'n vol lewe gehad het. Ons weet dat papa nou veilig is aan die voete van Jesus en ons gun papa die rus sonder enige pyn. Ons sal papa vir altyd in ons harte bewaar en die mooi herinnering koester. Lief vir papa vir altyd. Nee. Okay, ekskuus. En dan 'n boodskap van my oom uit Australië. Dit is my 'n eer om vandag my broer te onthou. Ek gaan jou meer mis as wat woorde kan uitdruk. Wat ek altyd sal koester, is die klein dingetjies wat so baie beteken het. Jou gereelde telefooproepe op ons verjaarsdag, ongeag waar die lewe ons geneem het. Daardie oproep het daaraan herinner dat familie vir jou altyd belangrik was. My gedagtes gaan ook terug na gelukkiger, sorgvrye dae. Ek onthou ons saam in die sneeu, bo op Sani Pas, en ek dink julle het almal die foto daarbo gesien, op die skyfies. Vasgestaan het, op pad na die rooi Roof of Africa tydren in Lesotho. Dit is 'n herinnering wat ek nooit sal vergeet nie, om daardie avontuur saam te deel, te lag en die reis as broers te geniet. Ek dink ook aan die baie ure wat ons saam in Elsburg aan motors gewerk het. Dit het nie net gegaan oor die herstel van engines of ons hande vuil te maak nie. Dit was oomblikke van vriendskap, spanwerk en gesprekke wat ek altyd by my sal dra. Dankie dat jy my broer was vir die herinnering wat ons gedeel het en vir die band wat ons altyd sal hê. Al is jy nie meer hier nie, sal ek elke dag in my hart voort. Met elke verjaarsdag wat aanbreek, elke tydren waaraan ek kyk, daarna ek kyk, en elke keer as ek die geluid van gereedskap aan 'n motor hoor. Rus in vrede, my broer, jy sal altyd geliefd wees, altyd onthou word en altyd gemis word, tot ons mekaar weer ontmoet. Ek gaan. Ekskuus, ek moet net iets hier van my foon lees, ek is jammer. Opgedra aan oupa deur Vivian. As die son sak oor die wye see en die stilte intree, en jy net nog een keer, en laaste keer besef, hoe kosbaar die lewe is. Die lewe wat jy leef, elke dag kom en gaan. Maar besef jy dan hoe kosbaar, en elke dag is nie beloof nie. Elke dag is 'n geskenk om op te staan en die son te sien opkom. Is 'n geskenk van die Here. Iets wat nie altyd in ag geneem word nie. Ek bedoel, alles wat jy doen, alles wat jy sê, doen jy die regte ding. As jy weer kyk hoe die son sak en of hy opkom, vat 'n kans en dink of jy dit verdien. Dankie.
Ek dink Dominee, as hy so kyk, sal hy wens ons kerk is elke Sondag so vol. Ek kan julle ook net sê hoe vol my hart is, om te sien dat daar soveel mense is, wat werklik vir Tony en ook vir my omgegee het. Ek hoop nie dit gaan verdwyn nie, dat ons julle almal weer op 'n stadium by mekaar kan kry. Ons kom vandag herinnering bring aan 'n man met 'n klein postuur, maar met 'n gees so groot soos 'n berg. Ek kan maar net in die 38 jaar wat ons getroud was, 'n paar komiese dinge en ook hartseer dinge kan ek miskien met julle deel. Almal dink Tony het nooit kwaad geword nie. Maar nie een van julle het ooit saam met ons in 'n kar gery nie. Die vader weet, as daar 'n skeisaak was, sou dit gewees het oor dat ek 'n backseat driver is. Hy het verskeie kere vir my gesê, vrou, ek laai vir jou uit. Of, kan ek dit nou vandag nie goed genoeg doen nie, kom bestuur jy. Tot hy eendag gestop het, ek weet nie of almal weet waar Gelulies is nie. Dis 'n besige groot pad daar. Stop hy. Ek sê nou, hy sê nee, jy moet besluit, wil jy afklim of gaan jy bestuur? Ek vat my handsak en ek klim uit. Ek het die episode nog nooit vir iemand vertel nie, want almal sou gesê het, hy moes dit lankal gedoen het. In elk geval, vat my handsak, ek klim uit, ek staan agter die kar. Nou kyk ek, wat doen hy? Hy sit en kyk in die spieeltjie vir my. Naderhand klim hy uit. Hy sê, wat wil jy nou doen? Ek sê, nee, ek staan en wag vir 'n lift. Hy sê, nee, ek dink jy moet maar liewer bestuur. So ek het maar weer bestuur daarvan af, want ek kon dit altyd beter doen, volgens myself. En wanneer hy ook woedend geword het, eintlik nie so kwaad nie, maar kwaad. Ek en hy het saam gewerk. Ek was deeltyds in die poskantoor en hy was die baas. En hy kon ons werklik dophou, want die deeltydse mense het lyf weggesteek. Nou hou hy ons dop en dan kom check hy of ons reg gewerk het. Dan kan hy regtig sommer ongeskik gewees het. Ook maar net af en toe. Maar nooit in die 38 jaar wat ons getroud was, het hy ooit vir my aangetree oor iets nie. En hy het ook nie om verskoning gevra nie. Dit is die een ding wat hy nooit kon doen nie. As hy verkeerd was, kon hy nie vir my sê, hy is jammer nie. Maar soos die aand in die bed klim en sy hand soek my hand, dan weet ek, dis die verskoning van vandag. So, ek dink uit in elke een van ons wat hier sit, het hy 'n baie groot aandeel gehad, of ek weet nie of ek kan sê 'n aandeel nie, en of ek kan sê, hy het almal aangeraak. En dis hoekom almal hier is. So ek wil net vir almal dankie sê, wat vandag gekom het, en wat so goed is vir ons. Die mense daar by ons in die oord, almal het hom geken, so Sandra sê met sy rooi fietsie. Maar hy was oral waar ek en hy, ons het alles saam gedoen. In die politiek in Hartenbos, kos aflewer vir kleerlingkindertjies wat voorberei was deur die versorgingsoord. As hy daar by hulle stop by die kleuterskool, daar klop almal na hom toe, gryp hom om die bene. Oom Tony. Dan is hulle so bly oor die kossies. Daai tipe dinge, daar's nie 'n ding, hy het nie uit die huis uit gegaan as hy my nie gegroet het nie. Ek het altyd geweet waar hy heen gaan. Ek kan maar gevra het, waar's Tony, dan kan ek sê. Maar Gert sal met my saamstem en Nelia ook.
Daar's een plek waar ons nie geweet het waar hy is nie. Hy moet nie saam met jou gaan shopping doen nie. O, goeie genade. Hy verdwyn in daai winkel, dat jy hom nie weer kan kry nie. So dis daai ou klein dingetjies wat ek gaan onthou uit ons baie jare saam. En hy was oplettend en nuuskierig. O genade, hy was nuuskierig. Maar oplettend kan ek sê, ek kan hom gestuur het om vir my gesiggremering te gaan koop. Ek kon hom gestuur het om onderklere te koop. Hy het presies geweet wat ek van hou en hoe moet wees. So ek bring vandag hulde aan hom. En ek wil net vir hom sê, as hy my kan hoor, hy was my Goliat. Ek gaan hom verskriklik mis. Baie dankie almal. Maar besonder wil ek dankie sê vir 'n paar mense daar in ons oord en vriende van ons. Niels en Heila, Nico en Annemarie, Willie en Letty. En die meeste van alles wil ek vir Santa en Gerard sê. Julle weet nie wat julle vir my beteken nie, almal van julle. Maar dan is daar 2 mense wat ek nooit in my hele lewe sal kan vergoed vir wat hulle vir my gedoen het. Dis my broer Gert en Nelia. Gert het elke dag, al die tyd van dat Tony in die hospitaal is, met my Pretoria toe gery. Hierdie ander mense wat ek genoem het, was my ander hulpe. As ek Gert nie gehad het nie, was ek ook nie vandag hier nie. So broer, ek sê dankie. Ek het niks meer om aan te bied nie. En die meeste van alles wil ek vir die hoërhand dankie sê. Vir 38 jaar wat hy my man vir my gegee het. Ek het gehoop dit kan 40 haal, maar dit het nie. Want dit is ook die wil van die Vader. So ek wil julle net almal baie dankie sê. As ek iemand oorgeslaan het, vergewe my asseblief. Die kop is nie baie lekker nie. Vreeslik dankie dat julle almal gekom het. Kom ons sit net so en dan luister ons na Tannie Etta se lied, heel van vooraf, van Lucas Maria. Kom ons wag net tot sy sit. Van vooraf oor kon kry, sou ek min of meer dieselfde draaie maak, sonder om te twyfel elke paadjie ry, en hoop ek loop jou ook weer raak.
Selfs dieselfde foute sal ek weer begaan. Al kom ek voor dieselfde straf te staan. Die seer van val en opstaan sal ek elke keer trotseer, want hopelik ontmoet ek jou ook weer. Ek sal als precies net so weer oor wil doen. Ek sal alles net so wil herhaal, want as ek als dieselfde doen, speel jy dalk dieselfde rol in my verhaal. Waters wat verby is, sal geen meel weer maal. En ek sal elke druppel weer betaal. Net vir nog een oomblik om vir jou te sê, dat jy alles is wat ek eintlik graag wil hê. Ek sal als precies net so weer oor wil doen. Ek sal alles net so wil herhaal, want as ek als dieselfde doen, speel jy dan dieselfde rol in my verhaal. Met waters wat verby is, sal geen meel weer maal. En of jy als benut het, kan slechts jy bepaal. Toch sal ek net een ding graag anders wil hee. Ek wens ek het het meer vir jou gesê. Ek sal als precies net so weer oor wil doen. Ek sal alles net so wil herhaal, want as ek als dieselfde doen, speel jy dalk dieselfde rol in my verhaal. Ek sal als precies net so weer oor wil doen. Ek sal alles net so wil herhaal, want as ek als dieselfde doen, speel jy dalk dieselfde rol in my verhaal. Dieselfde rol in my verhaal. Tannie Ita, daai storie van die kar moet ons my vrou ook vertel, maar asseblief, ek sal haar bring iewers. Ek sal haar na Tannie toe stuur. En die ding van buite staan, aflaai en so. Tannie Ita het gesê, ek moet 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 6 spreek. En as 'n vrou praat, luister ouma, maar ek vra toe vir Tannie Etta, maar
Maar hoekom? Want 1 Korintiërs 13 gaan oor liefde. Nee, is nie 'n begrafnis nie. Toe sê sy die mooiste woorde. Toe sê sy, Tony het Korintiërs 13 geleef. Dis hoe hy was. En liewe familie en vriende, het daar so reg. Liefde is die belangrikste in die lewe. Jy kan foute hê, kan kwaad word vir goed, maar liefde is die belangrikste wat jy in jou lewe moet hê, en oom Tony het dit gehad. Die groot gebod in die Ou Testament sê ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou naaste soos jouself. Die groot gebod in die Nuwe Testament is baie gelukkig is die wat lief het, geseënd is die wat lief het. En dit is so mooi as ons sê, Tony het liefde geleef. Want julle weet die Bybel sê ook, God is liefde. Die Here Jesus is liefde. Ons roeping op aarde is om soos die Here te word, om die karaktereienskap van liefde in ons binneste te hê bo alles. Dan maak die ander goedjies nie baie saak nie. Ou Tony het die liefdespad eintlik saam die Here geloop. En ons moet ook. Ons moet regtig ook. Daarom is dit vandag, ja, is 'n hartseer dag. Maar ons is almal so trots op hom, nee. Ons is almal so trots op hom. Hy het die belangrikste in sy hart gehad, en dis die liefde. Pa Tony, dink ek, vra vandag vir ons, is daar liefde in jou hart? Is dit die belangrikste in jou lewe? Want die Here het gesê, wie sy hart vol liefde is, sal in die koninkryk van God ingaan. Kom ons sê net kort vir mekaar, wat is liefde? Hoe leef 'n mens liefde? Ek het dit nie gelees nie, want ek gaan dit nou vir julle vinnig sê. Wat is die eienskappe van liefde? Ek gaan dit net kort met die deurgaan. Die eerste is, liefde is om geduldig te wees. Liefde is om geduldig te wees. Om mense te aanvaar, net soos hulle is. Om te verdra, is om geduldig te wees. En die belangrikste is, ek aanvaar alles wat die Here in my lewe toelaat. Dis om geduldig te wees. Alles het seer. Liefde is om geduldig te wees. Vers 4 sê ook, liefde is om te gee. En Tony het regtig omgegee, en elkeen van ons moet ook omgee, want liefde is om te gee. Jesus het by almal gestop. Hy het omgegee vir almal. Al was hy God, hy het omgegee vir almal. En omgee is baie meer as om net vriendelik te wees. Dis om te gee, vir kindertjies kos te gee. Ou Tony het elke keer gesê, as ek by hom was, elke keer het hy gesê, dankie vir jou omgee, dominee. Vers 4 sê, liefde is om nie jaloers te wees nie. Wanneer ons lief het, gaan die lewe nie oor ons nie, maar ons soek die beste vir ander mense. Dis wat hy gedoen het. En wat ons ook moet leef. Dan is die Here en ander belangriker in ons lewens as onsself. Dan is ons soos die Here.
Vers 4 sê, wie lief het spog nie oor homself nie. As ons ware liefde hier binne het, dan ag ons die Here en ander mense hoër as onsself. Ons gee vir hulle die eer, nie vir onsself nie. En die wonder is, dan gaan ons hulle liefde ervaar, terug. Want wat jy gee, kry jy terug. Daarom sê vers 4 ook, liefde is om nie verwaand te wees nie. Ek dink nie ek is beter as ander nie. Liefde is, ek lig ander op, nie myself nie. En vandag kan ons allemaal vir ou Botoni sê, ons vereer jou. Jy was vir ons 'n mooi voorbeeld en 'n liefde en iemand om te ken. Vers 5 sê ook, wie lief het, is nie lelik met ander nie. Daar is nie in jou hart liefde as jy ander seer maak nie. Ek ken baie sulke mense. En toen het nie mense seer gemaak nie. Net soos Jesus het ook nooit iemand seer gemaak nie. Hy was so goed vir almal. En dan die kern van die liefde is, die liefde jaag nie sy eie belange na nie. Die lewe gaan nie oor my nie. Ek is nie die belangrikste op aarde nie. Ek mag nie altyd my wil hê nie. Oom Tony moes gery het en die ou girl daar agter gelos het, maar hy het nie. Hy het nie. Hoekom? Sy is belangriker gewees as hy. Jesus moet ons baie lief hê, want weet julle wat? Hy het sy lewe vir ons gegee. En hy moet die belangrikste in my lewe wees, nie ek nie. Vers 5 en 6 sê, ek is amper klaar, vers 5 en 6 sê, liefde is nie lig geraak nie. Ons hou nie boek van al die dinge wat mense verkeerd doen, ons hou nie boek van die kwaad nie. Ons kry nooit lekker as iemand anders seer kry, wat het verdien nie. Nooit nie. Ons is net altyd bly oor die waarheid en die mooi van mense. En dis hoekom ons vandag saam met die hartseer ook bly is, vir oom Tony. Die Here en ou Botoni leer ons om lief te hê. Want liefde is die belangrikste in die lewe. Ons moet die meeste aandag aan liefde gee en die meeste tyd daaraan spandeer. En hy was so. En daarom wil ek dit ook op hierdie begrafnis sê. Maar familie en vriende, dan sluit Korintiërs 13 af met 3 dinge wat belangrik is in die lewe, saam die liefde. 3 dinge wat op aarde en ons in die toekoms gelukkig gaan maak. En vers 13 sê, nou bly oor 3 dinge. Geloof, hoop en liefde. En dis die 3 dinge waarop ons lewe moet fokus. Geloof, hoop en liefde. En geloof beteken om te vat, om die Here te vat, om hom aan te neem as jou Here en jou verlosser, om 'n verhouding met hom te hê, dan sal jou lewe sinvol en gelukkig wees, en dan sal jy lief hê. As jy pad saam die Here loop, kan jy nie lelik wees nie. Ouboet, pa, oupa, Tony het geloof in sy hart gehad, hy het regtig geloof in sy hart gehad, en toe dit nou baie sleg met hom gaan, toe ek vir hom vra, oom Tony, is jy reg om te gaan? Toe sê hy, verseker, dominee, verseker. Hy het geloof gehad. En ons moet dit ook hê. En dan die tweede ding is, ons moet hoop hê. Die woord hoop is nie die Afrikaanse en Engelse woord vir hoop nie. Ons hoop maar, die girl bly in die kar nou net vir 'n rukkie stil, dat ek net kan konsentreer of iets. Hoop is nie, ek hoop julle 'n dag op vir kerk môre nie.
Nee, die woord hoop in die Bybel, elpies, beteken sekerheid. Sekerheid oor die Here en sekerheid oor die toekoms. Hoekom het Tony vir my gevra? Kobus, vra dat hy my sal kom haal. Hoekom? Hy het hoop gehad, sekerheid. En hy het op 'n stadium gesê, ek wil nou gaan, bid vir my. Want hy het die absolute sekerheid in sy hart gehad oor dit wat vir hom wag. Hy het soos die mense in die Nuwe Testament verlang om heen te gaan en by Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Wat is die hoop waarmee ons leef? Ek leef by die hoop van Openbaring 22. Dis regtig my hoop. Ons gaan saam die Here God leef langs die strome van lewende water. Tussen die bome wat ewig vrug dra en genesing in die blare het. En ons gaan rus van die aardse stryd. En ons gaan sonder ophou die bruilofsmaal van die lam vier vir ewig. En ons gaan in die Here se oë kyk. En ons gaan saam met hom vir ewig regeer. Dis my hoop. Ek dink Tony het ook die hoop gehad. Wie hoop het, leef vir die toekoms. Is nie bang vir die dood nie. En dit was so mooi van hom Tony. 1 Petrus 1 vers 3 en 4 sê so mooi, ons moet 'n lewende hoop hê op die erfenis wat nooit vergaan nie, wat nooit besmet kan word nie, wat nooit kan verwelk nie, en wat in die hemel deur die Here vir ons in bewaring gehou word, tot ons doodgaan. En dan gaan ons dadelik daarheen. Ons moet op aarde leef met gehoop, met geloof en hoop, maar die belangrikste is liefde vir die Here en medegelowiges en almal. Ek het eendag vra mense my om 'n oom te begrawe wat ek nog nooit van gehoor het of iets nie. En hy het 50 plase gehad, maar hy was 'n moeilike oomie. En die dag met sy begrafnis, toe is daar nie genoeg mense om sy goue kus te dra nie, hy was baie ryk. Ek moes help dra. Want as jy nie lief het nie, het jy nie vriende nie. En dis wat oom Tony so kosbaar was. Familie, vriende, kom ons aanvaar die Here as ons verlosser. En kom ons leef vir die toekoms, vir die hoop. En kom ons leef soos oom Tony in die liefde van Korintiërs 13. Amen. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons geloof, hoop en hierdie kosbare liefde wat ons so gelukkig maak dat almal om ons liefhet. Leer ons hierdie les wat oupa Tony, ou Tony vir ons vandag leer en met sy lewe geleer het. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vir Bende Pree vra om net vir ons die bedankings te kom doen asseblief, Ben. Ekskuus as oom Ben. Dankie baie, Donie. Ja, dis nie, ek is nie so oud nie. Die liewe Vader het net geweet, vir die regte mense gee hy hare, en vir die ouens met die perfekte koppe gee hy die bles. Nou, ek is Benny de Pree,
ek weet nie, baie van die mense sal my nie ken nie, ek is van die stiller familie. My pa was Brian de Pre gewees, om Tony se broer, en ek wil net graag, toe hulle altyd by mekaar gekom het, 'n ding wat ek onthou. Het hulle, ek neem julle terug na die 80's toe, was daar 'n Castrol advertensie. En hulle het altyd as hulle mekaar gegroet het die een gesê, ja, boet, en die ander een het gesê, can of the best. Dit was hoe hulle mekaar gegroet het. En dan Tannie Etta, daai met die taxi ry en dat hy jou wil laat uitlaai, ons was in Hartenbos gewees, ek het saam met hom in daai bussie gery, maar ek dink die locals het hom geken, want hulle het of pad gegee of afgetrek, en dan gaan hy verby, maar soos jy ook gesê het, as hy daar by die kleuterskool afklim die kos, dan is almal by hom, want dit was groot vreugde, want hulle het kos gekry, so daai liefde is uitgeleef. So ja, dit is, daar kan nog baie ander staaltjies wat ek ook kan vertel. Sandra het vir my gevra, toe sê ek, maar ek gaan net so bietjie afwyk ook, die aande wat ons tot 2 uur, 3 uur in die oggend 'n Rummy Cup gespeel het, en hy het saam gespeel, so ja, ek dink ons moet bly wees oor alles wat hy saam met almal gedoen het, en nie hartseer wees daaroor nie. So Sandra het vir my gevra, ek moet hierdie bedankings doen, namens haar dit doen,